Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Die God wat nie weg is in ons lyding nie, maar by ons is, selfs wanneer ons dit nie alles verstaan nie. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom na U toe, ons loof en prys U eerstens, omdat ons hier as gemeente bymekaar kan wees. Here, om stil te raak by U voete, om te kan skuil by U, om al ons bekommernisse, al ons seer, maar ook al ons dankbaarheid by U voete te kan lê. U weet wat in ons harte aangaan. U weet waar die onrus skuil. Here, U ken ons deur en daarvoor is ons so dankbaar. Ons bid vanoggend spesiaal vir Boeter Blanche wat môre ingaan vir 'n groot operasie. U weet ook die angs en die bekommernis en ook dit waaroor hy bekommerd is. Ons bid dat U hom rustig sal maak, dat U ook self in die operasiesaal sal wees, in die teater sal wees, dat U daar ook teenwoordig sal wees en dat alles mag goed verloop. Ons bid ook vir familie en vriende wat hierdie week by 'n oop graf moet staan. Here, net U bring rus, net U bring vertroosting. En ons weet dat ons lewe hier op aarde is maar 'n druppel in die emmer. En is wonderlik om te weet dat ons kan uitsien na 'n ewigheid saam met U. Help ons dan ook dat ons hierdie week kan lewe, vir U kan lewe, want dit is tog ons doel op aarde, om U te loof, U te prys, en alles anders is maar net 'n bysaak. Ons het U lief, Here. U is ons koning, U is ons Vader, U is die Alfa en U is die Omega. Amen. Trauma is soos 'n bom op ontploffing. Dit spaar niks en dit ruk alles uitmekaar. Dit ontnugter jou. Wat voorheen vir jou 'n sekerheid was, is skielik vaag. Job se kernoortuiging dat die lewe vrede en veiligheid is, word in een dag omvergewerp. En dit veroorsaak dat Job die wêreld as chaoties sien, as 'n plek waar God nie is nie. Daar's 'n gebrek aan die teenwoordigheid van God. Trauma ruk jou vrede uitmekaar en selfs jou geloof in God. Jy worstel met God, jy worstel met jou medemens. Jy worstel met die wêreld en veral oor die sin van jou bestaan. En skielik is daar vrae wat by mense opkom. Waarom? Waarom hy? Waarom nou? Waarom so? Waarom ons wat so baie vir die kerk doen? Waarom het U toegelaat dat hierdie mense my so te nakom? Waar was U gewees toe hierdie siekte in my liggaam begin vorm aanneem het? Hoe moet ons as Christene in Suid-Afrika oor God en met God praat in midde van lyding? As alles van my weggeneem word, my werk, my man, my vrou, my geld, wie is ek dan nog? Kan ek God vertrou, al verstaan ek nie alles nie? Is God regtig regverdig? Mag ek eerlik wees met God? En het mense regtig antwoorde vir my pyn? 'n Vraag wat ons baie vra, is daar ooit herstel na verlies? En die boek Job gee nie maklike antwoorde nie, maar die boek help ons om die regte vrae te vra. So kom ons kyk na 'n paar punte, dit is daar op julle plaatjie ook, en die eerste ene waarna ek vandag wil kyk is trauma bring eerlike vrae. Job was 'n diep gelowige man wat getroud aan God was, 'n getrou, toegewyde gesinsman. Hy was baie naby aan sy kinders gewees. Hy was 'n biljoenêr met groot besighede. Ek dink die New York Times sou hom die man van die jaar kon noem. En toe verloor hy alles in die bestek van plus minus 'n dag. Die aandelemark stort ineen, miskien oor 'n oorlog elders. Sy besighede speel bankrot. Sy kinders kuier saam in een plek, het hulle 'n funksie en daar kom 'n tornado en hulle sterf almal gelyktydig. Om 'n kind te verloor is verskriklik. Wêreldwyd word dit gesê dit is die mees traumatiese en ergste gebeurtenis wat met enige een kan gebeur.
Een van ons gemeentelede het drie seuns in 'n kwessie van 6 jaar verloor. En sy het eendag vir my gesê dat wanneer 'n vrou haar man verloor, dan noem die Woordeboek dit 'n weduwee. En sy sê die Woordeboek sê ook wanneer jy jou vrou verloor, dan sê jy 'n weewenaar. Of wanneer kinders hulle ouers verloor, sê die Woordeboek jy is alles weeskinders. Maar selfs die Woordeboek gee geen naam vir 'n ouer wat sy of haar kind verloor nie. Want dit is te verskriklik om uitgedruk te word in 'n naam. Sy het 3 kinders verloor. En Job staan by 10 grafte. En dan word hy in daai selfde tyd, seker omdat sy immuniteit so laag is, word hy getref deur 'n siekte. Ek gaan vir julle die wetenskaplike naam gee. Dis pemphigus foliaceus. Ek kan dit eers mooi uitspreek nie. Want dit is 'n siekte waarvoor daar tot in 1960 was daar geen geneesmiddel nie. So elke mens se immuniteitstelsel vervaardig teenliggaampies wat jou teen virusse en bakterieë beskerm. Hierdie siekte maak dat die teenliggaampies nie die virus aanval wat hy eintlik moet aanval nie, maar die selle in die vel en die slijmvliese. En dit maak dat jou vel laag begin loskom en dan vloei dit dan vul dit met vloeistowwe. Dan kry jy blaase. So jou hele liggaam, Job se hele liggaam was met blaase toe. Dis 'n pynvolle en 'n aaklige siekte. Want wanneer hierdie blaase bars, dan vorm dit swere. En die swere is gewoonlik in jou slijmvliese. So as jy dit het, kan jy nie eet nie. En Job was naderhand net vel en been. Sy tande het uitgeval hoe maar hy is. En die siekte verander jou hele voorkoms. En dit juk verskriklik. So hierdie man verloor binne 'n enkele paar dae, verloor hy letterlik alles. Gesondheid, kinders, werk, besighede, geld, materiële goed. En hier begin die misterie van die lyding. En die groot vraag is hoekom? En is presies wat mense vandag na diagnose vra of nadat jy uitkom uit die sentrum en daar waar jou kar gestaan het, staan nou net 'n gat. Of jy kom in jou huis in en daar was 'n huisbraak gewees. En dit is belangrik daai vrae wat jy vra. Daai waarom vrae, daai hoekoms vrae, daai kwaad wees. Daardie vrae is nie uit ongeloof nie. Dit is geloof wat soek. Iemand het dit vir my eendag so mooi vertel. Hulle het 'n vreeslike mooi voorbeeld gegee. Dit is soos 'n 4-jarige dogtertjie, dan swaai sy in die parkie en haar pa staan by haar. En dan skielik val sy van hierdie swaai af. En dan staan hierdie 4-jarige dogtertjie op met haar hande in haar sye voor haar pa en sy trap hom uit. Hoekom het pappa my nie gevang nie? Jy's my pa en jy moes gekeer het dat ek nie so seer kry nie. Sy beklei met hom omdat sy hom vertrou en sy verwag dat hy haar van alle seer kry sal beskerm. Sy vra dit juis omdat sy hom vertrou. So daarom mag ons maar vra en daarom mag ons maar worstel. Ons doen dit nie uit ongeloof nie, maar uit geloof. En die tweede ding is die skok van die stilte. In Job se verhaal sien ons iets ontstellends. Daar gebeur 'n gesprek in die hemel, maar Job weet niks daarvan nie. En dit is julle skriflesing. Jy hoef nie terug te gaan Lila na die skriflesing toe nie, dis op hulle blaadjies, ek gaan dit vir julle somme lees. Op 'n dag het die hemelwesens, dis nou die engele, voor die Here kom staan en Satan was ook onder hulle. Dit was nog voor Jesus se kruisiging, so Satan kon nog periodiek in die hemel inkom. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord, ek het die wêreld deurkruis. En die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy's vroom en opreg, hy dien my en hy vermy die kwaad. Toe antwoord Satan die Here, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed
U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy veeteël aan. Maar raak nou net 'n bietjie sy besittings, of sy gesondheid aan, en kyk of hy u nie in die gesig vloek nie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag aan, net aan sy lewe mag jy nie raak nie. Maar weet julle wat is die tragiese? Job weet niks van hierdie gesprek nie. Vir hom, al hierdie trauma gebeur met hom, en vir hom is daar geen verduideliking nie. Daar's geen antwoord nie. Daar is net die stilte. En dit is waar van baie van ons. En ek dink ons moet net weet, in ons trauma, hoef God nie in die ekstraalkamer in te stap, die plate in sy hand te neem, en vir ons te sê, laat ek vir jou 5 redes gee, waarom hierdie gewas hier is nie. God is vol deernis en medelee, maar sy plan is bokant ons begrip. Jesaja sê dit so mooi in Jesaja 85. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optredes, en my gedagtes bo julle gedagtes. En die stilte van die hemel is soms, dink ek, vir ons harder as die geraas van die aarde. Jy bid, maar niks verander nie. Jy vra, maar daar kom geen antwoord nie. En dan wonder jy, het God my vergeet? En dan kom dit by ons derde punt. God is steeds daar, al verstaan ons nie. Die trauma neem die diepgelowige Job van 'n biljoenêr man wat na iemand toe wat nie sy huisverband kan betaal nie, wat nie sy water en elektrisiteit kan betaal nie, van 'n vader van 10 kinders na 'n kinderlose man sonder enige vooruitsig van 'n nageslag. En Job loop van die een oop graf na die ander toe. En by elkeen staan hy stil. En hy onthou die mollige handjies, of die tienerhumor, of die volwasse kameraadskap. En sy hartpyn so erg dat dit voel of hy 'n fisiese hartaanval kry. En dan lees ons in ons skriflesing, die tweede gedeeltjie, dit is ook daar op julle boek, ek lees dit gou vir julle. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. En daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Wat 'n besondere woorde vir 'n man wat soveel pyn het. Hy het alles verloor, en hy sê, prys die Here. Hierdie woorde ontken nie sy trauma nie. Inteendeel, hy is so oorweldig deur hierdie verskriklike trauma en pyn en teleurstelling en alles in sy lewe dat hy sy klere skeur. Hy was so gebroke en hartseer. En hy het gerou oor sy kinders. Dis waarom hy sy kop geskeur het. Dit is hoekom hy in die as gaan sit. Maar hy val ook op die grond en hy aanbid God. Ek is gebroke van pyn, maar by dieselfde God by wie ek al hierdie goed gekry het, uit genade, het toegelaat in sy soewereine wil dat ek het verloor, en ek prys hom. Hy het gegee, baie makliker om te sê, né? En hy het geneem, baie moeiliker om te sê. Ons bring niks in hierdie lewe in nie, en ons neem niks daaruit nie. En alles tussenin is genade. En wanneer daai diep waarheid in jou hart lê, dan bly jy staan, wanneer alles wankel. En die vierde punt bring ons by die groot openbaring, en dit bring by ons by die donderdag aand se paasdiens se boodskap uit. Job vra, waar is God? Waar is God
terwyl ek my kinders verloor? Waar is God terwyl ek my werk verloor? Waar is God terwyl ek nie meer my vrou kan onderhou nie? Waar is God? En na stilte, verlang, eeue gaan verby, voordat daar 'n antwoord kom. Nie 'n verduideliking nie, nie 'n teorie nie, 'n persoon aan 'n kruis. En daar gebeur iets skokkends toe Jesus roep. Jesus roep nie Vader, help my nie, maar hy roep my God, waarom het U my verlaat? Dink mooi daaroor. Job vra, waar is God in my pyn? En eeue later sê Jesus aan die kruis, ek is in daardie plek. Met Willie wat hier voorgestaan het en saam met ons nagmaal hier voor die kruis gehou het ek in hierdie week baie gewonder of dit sy laaste is wat hy ook kon onthou. Dat Jesus aan die kruis by hom is, daar in sy bed waar hy die onsekerheid gehad het. God is nie net 'n God wat pyn sien nie. Hy's nie net 'n God wat pyn verstaan nie. Hy's 'n God wat pyn ingegaan het. Hy ken verlies, hy ken verwerping, hy ken onreg, hy ken stilte, maar meer is dit. Hy ken die gevoel dat God weg is. En hier is die diepste waarheid. Jesus was werklik verlaat, sodat ons nooit verlaat sal wees nie. Toe Jesus roep, waarom het hy my verlaat, het hy die stilte gedra, sodat jy nooit weer in trauma alleen deur iets hoef te gaan nie. So wanneer jy vanoggend hier sit en jy vra, waar is God? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom is hy stil? Dan sê die kruis, God is nie ver nie. Hy's die naaste, juis daar waar dit die seerste maak. Jy gaan dalk deur 'n trauma, maar jy's nie alleen nie. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat hy daar vir jou was en steeds is. So die antwoord op Job se vraag is nie 'n verduideliking nie. Dis 'n kruis. Kom ons pas dit toe op vandag. Miskien sit jy hier sonder antwoorde, met vrae wat niemand beantwoord nie. Dalk is jou pyn nog rou en party pyn gaan net nooit verby nie. En jy dra jou trauma elke dag. Dan wil ek vir jou vanoggend sê, jy mag dalk nie verstaan hoekom hierdie dinge met jou gebeur nie, maar jy's nie alleen daarin nie. God verduidelik nie altyd ons pyn nie. Ons weet nie wat daarbo aangaan nie. Sy gedagtes is groter as ons, maar hy los ons nie daarin nie. So die vraag vanoggend is nie, verstaan jy alles nie? Die vraag is, gaan jy hom vertrou, selfs nou? En dan op julle blaadjie sal julle sien, wat doen ek wanneer trauma my tref? Kom ons kyk toe daarna toe. Wat gaan ek doen wanneer trauma my in hierdie jaar tref? En die vraag is nie of trauma jou gaan tref nie. Die vraag is wanneer trauma jou tref. Want trauma tref ons almal in 'n kleinerer of 'n groter mate. Die eerste ding is wat ons kan doen is praat eerlik met God. Ons hoef nie mooi gebede te bid nie. Jy hoef nie die regte woorde in te sit nie. God kan jou vrae hanteer. Hy kan jou woede hanteer. Hy kan selfs jou stilte hanteer. En die tweede ding is, moenie jouself isoleer nie. Die beste vriende is nie die wat al die antwoorde het nie, maar die wat langs jou in die as gaan sit, wat gaan luister, wat bly, wat nie probeer regmaak nie, wat jou kans gee om jou storie oor en oor en oor te vertel. En dis reg so om jou storie oor en oor te vertel, want met tyd verloor die pyn sy skerpste rand. En jy het nie verduidelikings of advies nodig nie, jy het mense nodig. En die derde ding is, hou vas aan die waarheid, nie aan gevoel nie. Gevoel sê, God is weg, alles is stil, ek hoor niks. Die waarheid is, ek is met jou al die dae, tot aan die einde van jou lewe, en ook daarna.
En die 4de ding is, gee tyd vir genesing. Genesing is nie onmiddellik nie. God werk stadig en diep. Jou storie is nie klaar geskryf nie en God het jou nie laat gaan nie. Jy hoef nie alles te verstaan om hom te vertrou nie. In ons volgende preek in hierdie reeks gaan ons 'n stap dieper gaan na wat gebeur wanneer jy nie meer sterk kan wees nie en wanneer jou geloof wel wankel. So ek eindig vir oggend se boodskap met: die antwoord op jou pyn is nie 'n verduideliking nie. Dit is 'n kruis. Amen. Julle kan net so sit vir stil gebed eers. Amen. Ek seën julle nou almal, maar in besonder is hierdie seën vir jou Boet, vir hierdie week wat voor lê. Wilna, dit is vir jou, vir Johan. Ons gaan vir Johan daarmee seën en vir Wayne hulle met hulle familie waardeur hulle gaan. Maar dis ook vir elkeen van ons. Mag die Here julle hierdie week seën en beskerm. Mag sy aangesig oor julle wees en mag hy julle genadig wees. Mag hy vir julle vrede gee in julle hart, in julle huis, in julle toekoms. En mag julle altyd weet, God is met jou deur alles. Kom ons sing saam amen, waarmee ons sê, ons glo dit.